Goeiedag almal, ons het gister gesels oor daai wonderlike gedeelte wat die Here sê, my kind, neem jou grondgebied in. En vandag, die Here sê vir ons, ek het 'n droom vir jou. Ja, God het 'n droom vir jou. Ons lees in die woord dat die Here het 'n droom vir Abraham gehad, Genesis 12 vers 1 en 2. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En dan vers 4. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Kan jy sien, maak nie saak hoe oud jy is nie, die Here het 'n droom vir jou. Genesis 17 vers 1 tot 4. En toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Kan jy die Here se droom vir hom sien? Die Here droom ook oor jou vandag. Jeremia 29 vers 11. Ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou hierdie woordjie gedagtes, ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, is die Hebreëse woordjie machashaba, wat beteken my intensie vir jou, my plan vir jou, my raad vir jou. Nou in die Boodskap Bybel lees hierdie vers baie mooi duidelik. Hy sê, ek weet wat ek vir jou in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met jou sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat jy hoop vir die toekoms moet hê. Jesus moedig ons aan in Lukas 18 vers 1 en hy sê, en hy het ook aan ons 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Moedeloos is die Griekse woordjie ekakeo, wat dui op iemand wat sê, niks in my lewe wil werk nie. Ek het lank genoeg probeer, niks wil werk nie. In Hebreërs 10 vers 23 lees ons die volgende, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Die Here moedig ons hier aan met hierdie woord belydenis in hierdie vers wat baie belangrik is. Die Griekse woord is homologeo, wat in hierdie konteks beteken om dieselfde kragtige woorde met oortuiging te spreek as wat Jesus gespreek het en om met oortuiging saam met hom te stem oor alles in jou lewe. Moet nie moedeloos raak want Satan jou aanval nie. En hierdie vers beteken homologeo dus om die Here se gedagtes, sy droom gedurig te bedink en dan kragtig en met oortuiging daarmee saam te stem en dit dan oor jouself uit te spreek. Abraham moes saam met die Here en soos die Here gepraat het oor die beloftes wat hy aan hom gemaak het. Daarom verander die Here sy naam in Genesis 17 vers 5. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte nasies. Kan jy sien? Praat die woord van die Here oor jou lewe, spreek dit uit en doen wat die Here sê jy moet doen. Hebreërs 11 vers 1 lees ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie met ons vleeslike oë sien nie. Lukas 12 vers 7 sê die Here, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. Besef jy nou, die Here droom van jou en hy sal jou nooit vergeet nie. Gryp dit vas, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart neer en doen jou bes in alles.